So 'n klompie jare terug is ek en Eloise in die Kaap en ons is daar vir 'n troue en mense is nou uit die aard van die saak vir die naweek daar en op 'n stadium ry ons nou so 'n bietjie rond en ons stop daar by 'n vrugtestalletjie en ek is mal oor hoe die Kaapse kleerlinge oor hoe hulle praat, nê, en hulle aksent en die manier en hulle uitdrukkings wat hulle het. Ek's mal daaroor. Jong, en ons stop daar op 'n stadium by 'n vrugtestalletjie en ons skerts nou so 'n bietjie met die vroutjie wat daar werk. En op 'n stadium sê ek vir haar, hoorie, sê vir my, is hierdie vrugte soet? Staan sy terug, sy kyk so op my, sy sê, ja meneer, kyk hoe stil lê hulle. Jy weet, en sy begin so praat en op 'n stadium sê sy vir my, meneer, jy moet vergewe die vakigheid van die mans. Ek sê, die vakigheid van die mans? Sy sê, ja meneer, jy lees daar in Genesis, die Here het hom aan die slaap gemaak, maar meneer, jy weet wat? Ek sê, nee wat? Meneer, en toe, nadat hy vir Adam aan die slaap gemaak het, toe vat hy daar sy ribbetjie, en hy maak toe vir Eva. Maar meneer, jy weet wat? Ek sê, wat? Sy sê, meneer, jy lees nêrens dat die Here hom weer wakker gemaak het nie. En sy sê toe, meneer, jy moet vergewe die vakigheid van die mans. So, dames, as julle mans partykeer 'n bietjie vaak is, dit is alles die Here se skuld. Hy het ons nou nog nie wakker gemaak. Alright, ons gesels 'n bietjie oor, het jy die Heilige Gees ontvang nadat jy gelowig geword het? Dankie vir julle wat vasgebyt het, deurgedruk het op die 2 koudste dae van die jaar sover en dat julle hier was en gekom het. Waardeer dit. Nou, ons het 'n bietjie gepraat. Okay, nou julle die hele week gewonder wat is nommer 4. So ons gaan nou eers aan nommer 4 sê. So nommer 4 sê daar is 'n voortdurende vulling. Alright, so baie belangrik, en ek sal dit later, ek herhaal dit. Ek weet julle het dit gehoor hierdie week. Maar mens leer goed deur herhaling en party goeters snap goeters deur herhaling. So nommer 1 het ons vir mekaar gesê, die disippels begin agter Jesus aanloop. Hulle begin agter Jesus aanloop, party van hulle vermoed, dink, hy mag dalk die Messias wees, hulle hoop hy's die Messias. Jy kan dit nie doen tensy daar 'n werking van die Gees in jou lewe is nie. Toe kom daar 'n punt, Jesus was vir 3 jaar buite hulle, langs hulle, en toe kom daar 'n punt wat Jesus binne in hulle kon kom, nadat hy gekruisig is, kom hy en hy kom woon binne in hulle. Hulle het 'n werking van die Gees, hulle het 'n vulling van die Gees, maar hulle is nog steeds 'n spul kettiekoppe, en toe die tekkie die teerslaan, toe hardloop hulle weg. En na sy kruisiging, die droom is aan skerwe, die hoop is aan skerwe, en hulle val terug na hulle ou lewens toe. En daar is 'n werking van die Gees, en daar is 'n vulling van die Gees binne in hulle. The Holy Spirit within them. Maar hulle val nog steeds terug na hulle ou lewens. Toe kom daar 'n geleentheid, Handelinge 2, en die Heilige Gees word uitgestort, and it's not only the Holy Spirit within you, it's the Holy Spirit upon you. En die oomblik toe die Heilige Gees oor hulle kom, toe verander dinge radikaal, en hulle het boldness, en daar's vrug, en daar's groei, en daar is impak, en daar's lewe, en daar's verandering. In een dag, die gemeente groei na 3000, 'n rukkie later groei die gemeente na 5000, en later versprei hulle die evangelie oor die hele bekende aarde, toe hulle vervolg geword het. Maar daar is 'n verskil, en hulle verstaan die preke, verstaan die woord, daar's wonderwerke wat gebeur, die gawes funksioneer, daar is 'n supernatural kant aan hulle, en dit het gebeur na die vulling met die Heilige Gees. Maar daar is ook 'n voortdurende vulling met die Gees, wat moet plaasvind in jou en my. En meeste Christene hak vas by hierdie eerste 2. Okay? Ek het vir julle gesê, ek kom uit die gereformeerde tradisie uit. Daar's daar 2 goeters waarmee ons verskriklik sukkel, die 2 goed wat die verskil in jou lewe maak. Dis die fisiese doop, dis 'n stap van gehoorsaamheid. Hoekom doen ek dit? Oor Jesus het doen, oor hy my mentor, my voorbeeld, my maestro, my koning, my God, my skepper, my Heer is. Ek doen wat hy doen. Massive verskil in jou geestelike lewe. En dan het jy nodig om die dooping met die Gees te ervaar. Ek het in die NG Kerk groot geword. So hulle leer vir jou, nee, die dag wanneer jy jou hart en jou lewe vir die Here gee, dan kry jy die Vader en die Seun en die Heilige Gees, jy kry dit alles, en dit is waar.
maar jy het ook die Heilige Gees op jou nodig. Ek wil vir julle sê, vir jare sien ek mense. Miskien moet ek dalk 'n voorbeeld noem. Ek is daar in my gemeente. Die Sondag preek ek, laat die spoeg spat, laat die bissies bewe, gooi mielies, nee, en ek gee geleentheid vir 'n oorgawe. So diep in die 3 staan op daai Sondagoggend. 3 dae later het ek 'n begrafnis in my kerk, wat een van die grootste begrafnisse in die geskiedenis van daai kerk was. Daar, die ouens sit in die vensterbanke. Die kerk is stampvol. Maar ek check die ouetjie so uit. Die hele verbrande lot is in my gemeente. Ons so hier en daar 'n familielid van die Vrystaat en so, maar jy weet omtrent 98% van die ouens is in my kerk. En daar's 'n ander predikant wat preek. Maar hy het die dooping met die Heilige Gees. Hy gee geleentheid vir 'n oorgawe. Die hele flippin lot staan op. Excuse me, Here. Hallo. Ek sien sulke goed gebeur. Ek het mense wat my bel. Of ek ontmoet mense op 'n konferensie of op 'n plek. En dan begin daai ouens vir my woord vir die Here afgee. Dan is dit asof daai ouens my flippin eposse lees. Dan is ek so half, waar val jy uit? Wie jou vertel van my? Wie oor jou wie het geskinder oor my? Dan ontdek ek ouens wat vloei in die gawes. Ja. Ek het al vir ouens gebid dat die sopspat laat hulle gesond word. En dan kom maar iemand en die Heilige Gees rus op hom. En hulle word gesond in Jesus naam. Pyn's weg. Ek het net vir so lank het ek mense gesien wat funksioneer in die krag van die Gees, in die gawes van die Gees. Ek het gesien, dis nie in my lewe nie. Ek het dit nie in my bediening gesien nie. Ek het die werking van die Gees gehad, soos wat almal van julle vanaand hier het. Ek het die vulling met die Gees gehad, soos wat almal van julle vanaand hier het, want as jy ja gesê het vir Jesus en Jesus in jou lewe ingenooi het, is sy Gees binne in jou. Maar my bediening in my lewe, sonder impak, sonder krag, sonder effek, want ek het nog nie verstaan, want my teologie het my nie gehelp nie. Ek het nie verstaan dat die Heilige Gees op my moet kom nie. En nou is dit anders. Net 'n getuienis. Ons het 'n dokter in ons gemeente. En sy val van die trappies af, sy vergrys haar enkel, skeer ACL en ligamente in haar knie. Vir 8 jaar lank kan sy nie ordentlik loop nie. As sy gaan bedien op plekke en sy vlieg ergens heen, dan moet hulle vir haar 'n rolstoel kry en hulle moet haar rondstoot. Vir 8 jaar lank. Ons is op die lig. Vir 8 jaar lank leef sy op pynpille. Vir 8 jaar lank het sy op 'n weeklikse basis, partykeer 2 keer of 3 keer 'n week, het sy fisio wat na haar huis toe kom, haar behandel en haar help, en sy het konstante kroniese pyn. Ons het een Sondag na die diens, voel ek net, ons moet bid vir pyn, mense wat pyn het. Sy kom vorentoe,
Sy so, ag ja, whatever. Ek weet nie wat maak ek eintlik hier voor nie, maar ja, sy het ook nie eintlik geloof dat die Here haar gaan aanraak nie, maar ons bid vir haar dat die Here haar pyn sal wegvat. 2 weke later kom sy agter maar sy loop normaal. 2 weke later kom sy agter maar sy het nie meer pyn nie en die Here het haar aangeraak en die Here het haar genees. Maar dis die verskil wat die Heilige Gees maak. Alright, so ons gaan 'n bietjie stil staan by 'n lang gelykenis wat Jesus vertel het, om sommer net punt nommer 4 te onderstreep. Luister jy nou, haal jou brein uit neutraal uit. Hierdie is tipies nie 'n gelykenis wat jy gewoonlik hoor mense oor preek in die kerk nie. Jy weet ons het mos altyd sulke bekende goeters waaroor ons preek. Hierdie is nie een van hulle nie. So luister mooi. Goed, dan sal die koninkryk van die hemele wees soos 10 maagde wat hulle lampe geneem en uitgegaan het om die bruidegom te ontmoet. 5 van hulle was verstandig en 5 was dwaas. En toe die wat dwaas was, hul lampe neem, het hulle geen olie met hulle saamgeneem nie. Maar die verstandiges het olie in hulle kanne saam met hulle lampe geneem. Terwyl die bruidegom talm om te kom, het almal vaak geword en aan die slaap geraak. Dis nou nie die vakigheid van die mans nie. Okay. Een middernag was daar 'n geroep. Daar kom die bruidegom, gaan hom uit, gaan hom tegemoet. Toe staan al daardie maagde op, maak hulle lampe gereed, en die wat dwaas was, sê aan die verstandiges, hey, gee vir ons 'n bietjie van julle olie, ons lampe gaan uit. Maar die verstandiges antwoord en sê, miskien sal daar nie genoeg vir ons en vir julle wees nie, gaan julle liewer na die verkopers toe en koop julle vir julleself. En onderwyl hulle gaan om te koop, het die bruidegom gekom. En die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof en die deur is gesluit. Daarom kom die ander maagde ook en sê, meneer, maak vir ons oop. Maar hy antwoord, verwaar ek sê vir julle, ek ken julle nie. Waak dan, omdat julle die dag en die uur nie weet waarop die Seun van die mens kom nie. Goed, wanneer ou hierdie gelykenis lees, is daar een ding wat voor die hand liggend is. En ek onthou as kind, het ek hierdie gelykenis gelees, en ek het gedink, okay, Jesus kom terug, jy moet gereed wees, jy moet reg wees, ek het my hart en my lewe vir die Here gegee, ek's reg, ek is gereed, so ek steur my nie aan die res van die gelykenis nie, wat die Here vertel het nie. So uit die aard van die saak, as jy jou hart en jou lewe vir die Here gegee het, dan weet jy, jy's gereed, of miskien moet ek net so vir julle dalk vra, is jy gereed vir die Here se koms? Maar ons kom nou nie uit daai tradisie uit wat ons die hele tyd praat oor die wederkoms en luister, baie Christene het 'n evacuation theology. Nee, ons het. Dit gaan so. Alles sak, alles is bad hier, is verskriklik, maar moenie worry nie, eendag gaan ek dood en dan gaan ek hemel toe. Ons leef nie met 'n evacuation theology nie. Ons leef met 'n teologie, soos wat julle hier by Replika leef. Ons leef met 'n teologie dat God kan en wil 'n verskil hier in hierdie omgewing maak. En die Here wil deur ons werk. Hy sê in Matteus 6, laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied in die hemel, so ook op die aarde. Replika gemeente, dit is julle verantwoordelikheid om hemel aarde toe te bring, deur die bonatuurlike, maar ook deur julle lewenstyl en die wêreld hier te verander en mense na die Here toe te lei. So, ons fokus is nie op evacuation theology nie. As jy jou hart en jou lewe vir die Here gegee het, dan weet jy dat jy gereed is. Alright, so dis die voor die hand liggende. Maar kom ons vat ons so versie vir versie, dan praat ons gou net oor hierdie gedeelte. Dan sal dit met die koninkryk van die hemel gaan, soos met 10 meisies wat hulle lampe gevat het om die bruidegom te gaan inwag. Ek hou van die ou Afrikaanse vertaling, die 353 vertaling wat praat oor maagde. Okay? Hierdie gelykenis vertel Jesus nie van 10 prostituie nie. As hierdie gelykenis gesê het, daar was 10 prostituie, dan wat het jy dan in jou kop gehoor? Jy het dan geweet, okay, hoor hierdie ding gaan waarskynlik oor sonde gaan. Hierdie ouetjie se saak met die Here is nie reg nie. Hierdie ouens is in die moeilikheid. So die oomblik wanneer die Bybel praat oor maagde, dan praat hy oor mense wat in die regte verhouding met God staan. Deur Jesus Christus is ek en jy staan ons in die regte verhouding met God. Belangrik om dit te weet. En hy praat van 10 maagde. Dis belangrik om te weet, hy praat nie hier van 5 gereddes
en 5 ongereddes nie. Almal van wie hy hier praat, is gered. Het julle hom? Almal van wie hy hier praat is wat? Gered. Right, so is baie belangrik dat jy daai deel net sal vang. Ek gaan nie nou praat oor Kingdom of Heaven versus Kingdom of God nie. Right, ons praat oor die maagde. En dan wanneer die Bybel praat oor maagde, hoe weet ons dat dit mense is wat se saak by die Here reg is? Die Bybel is sy eie uitlegger. As jy 2 Korintiërs 11 lees, dan sê hy, "For I am jealous for you with a godly jealousy, for I betrothed you to one husband, so that to Christ I might present you as a pure virgin." So julle kry die strekking van hierdie gedeelte, dat wanneer die Bybel praat oor maagde, dan behoort jy aan die Here, jy's eenkant gesit, op sy gesit, vir een persoon. En dan wil ons nou vir die manne vandag goeie nuus gee. Vir die manne wat vanaand hier sit, ek wil net vir jou sê, as jy jou hart en jou lewe vir die Here gegee het, as jy eenkant op sy gesit is vir Jesus, is jy Jesus se bruid. Die vrouens hou nogal daarvan om daai deel te hoor. Maar vir die manne wil ek vanaand sê, en ek weet hier's nou 'n paar manne wat op myne werk en boere is, en julle is nie poeierkwassies nie. Maar ek wil nou net vanaand vir julle sê, julle is Jesus se bruid. Ek wil net vir julle vra, hoe lyk 'n bruid? 'n Bruid doen moeite, verloor gewoonlik 'n bietjie gewig voor die troue, doen die naaltjies, doen die haartjies, doen die twinkies, wax, doen al die ander goedjies, nê? Trek mooi aan, hare is gedoen, doen die lippetjies, die gesiggie, grimering, en jy's mooi, en jy's eenkant gesit, en jy's op sy gesit, vir wie? Vir een persoon. En so behoort dit 'n prentjie te wees van jou en vir my. Ons maak onsself mooi, ons maak onsself skoon, ons maak onsself reinig vir Jesus Christus. Is jy eenkant gesit? Is jy op sy gesit? Leef jy rein en heilig net vir een? Het jy oë net vir een? Die probleem met die kerk is, ons met die een hand hou ons vir die wêreld vas, en met die ander hand hou ons vir Jesus vas. En Vrydag aand kom jy by die braai, en jy het te veel van Jesus in jou om die wêreld te geniet, maar Sondag kom jy by die kerk, en jy het te veel van die wêreld in jou om Jesus te geniet. Ons het vir mekaar gesê die laaste paar dae, Jesus het nie 60%, 70% of 80% na die kruis toe gegaan nie. Hy het 100% na die kruis toe gegaan. En hy verwag 'n 100% commitment in ruil. Wat ons tipies in die kerk doen, en ek weet julle doen dit nie hier nie, maar die kerk wêreldwyd, ons moet dit is bietjie taaf, is bietjie taai, baar is bietjie hier, so kom ons laat sakkie baar, kom ons maak dit makliker, kom ons lekker ligte, musiek, rookmasjiene, jy weet, aircon, alles moet net lekker wees. En luister, ek hou van wat julle hier doen, julle streef na uitnemendheid. Maar in die proses, en dit gebeur nie hier nie, maar in die proses wêreldwyd het ons die standaard laat val. Maak dit al hoe makliker en makliker en makliker. Hoorie, het julle die Ou Testament gelees? Die Ou Testament sê, jy mag nie egbreek pleeg nie. Die meeste van ons sit hier, ek het daai ene mooi onder beheer. Dan kom Jesus in die Nuwe Testament. Hy maak dit nie makliker nie. He doesn't lower the entry point. Hy vat die Ou Testamentiese standaard, dan kom hy, dan vat hy dit hiernatoe, nog hoger, der. Dan sê hy, luister, as jy net na 'n vrou kyk en haar begeer, dan het jy klaar met haar egbreek gepleeg. Kan julle sien wat doen Jesus? Hy vat die Ou Testamentiese wet, hy maak dit eksponensieel meer, hoër, moeiliker. Die standaard is hier. En dis hoekom ons hierdie week vir mekaar gesê het, dis nie moeilik om 'n Christen te wees sonder die Heilige Gees nie, it's impossible.
Jy kan nie. Ek en jy gaan nie daar uitkom sonder dat die Heilige Gees dit binne in my bewerk om te wil. Sonder dat die Heilige Gees my kliphart uit my hart uithaal nie. Sonder dat die Heilige Gees hier van Maria staan daar, and you will be overshadowed by the Most High. En dan kom hy en hy verwek die lewe binne in jou. So luister julle NG oukies, en gereformeerde hervormers en presbyteriane en methodiste en anglikane en katolieke ook. Hoorie, kom by, jy het die Heilige Gees nodig. En ek kan dit sê, want ek sê hier gedeel nie. Kapies? Maar dan wil ek vir die baptiste sê, julle het, die NG oukies het 2 probleme, maar julle het 1. Die baptiste sukkel met die Heilige Gees. En hulle is net so stupid soos die NG oukies rondom die Heilige Gees. Ons doen daarin die doop ding. Vir julle wat uit die baptiste kerk uitkom, hallo, smell the coffee. Het is nie moeilik om 'n Christen te wees sonder die Heilige Gees nie, dis moontlik. En terwyl ons nou 'n paar frases in pas lê, no change, no change, sê, right, ons vorder. Goed. Dan, alle lampe moet vol olie wees. Ek het so 'n klein lampietjie, wat ek van Israel af saamgebring het daar op my tafel. As hy praat oor lig, en as hy praat oor 'n lamp, dan sê Psalm 119, wat ons die week ook aangehaal het, u woord is die lamp wat my die weg wys en die lig op my pad. Maar dis nie waarna hierdie gelykenis verwys nie. Wanneer hierdie gelykenis praat oor lig en lamp en olie, dan verwys hy na die volgende. En hierdie gedeelte sê, the spirit of man is the lamp of the Lord, searching all his innermost parts. En Romeine 8:16 sê, hierdie gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. So wanneer Jesus hierdie gelykenis vertel, is dit belangrik om te weet, dat wanneer hy praat oor die lamp van die mens, onthou nou, ek het nou vir julle gewaarsku, hier is nie 'n maklike gelykenis nie. Right, are you tracking with me? Yes, ek luister so na Dominee Etienne, hy gebruik mooi Afrikaans, wentelbaan, allerhande. En as ek groot is, gaan ek ook so mooi Afrikaans praat soos hy. Maak notas. Hoorie, I kid you not. Ek was glad nie dik van die giggel nie. My ma het 1 jaar vir my vir Kersfees 'n Afrikaans-Engelse woordeboek gegee. Ek hoop sy kyk nou hierdie opname net. So the spirit of a man is the lamp of the Lord. So as hulle praat oor hulle het olielampies, dan gaan dit oor jou gees. Okay? Dis God se lamp. Goed, en dan praat hy oor 5 van hulle was verstandig en 5 van hulle was 5 van hulle was onverstandig en 5 van hulle was verstandig. Ek het altyd as kind toe ek hierdie gelykenis gelees het, het ek gedink 5 is gered en 5 is ongered. Hierdie is nie gered en ongered nie. Hierdie is almal gered. Julle het hom. Almal van hulle is maagde, hulle is gered, hulle staan in die regte verhouding met die Here. Maar daar's 5 van hulle wat dom is en daar's 5 van hulle wat wys is. In terme van dit waaroor ons praat, as jy nou moet raai, wie was die wyses? Hoekom was hulle wys geweest? Hoekom het die Bybel hulle as wys beskryf? Wat het hulle gedoen? Kom. Hulle het wat gedoen? Ek kan nie hoor as jy so praat. Okay, steek jou hand op en dan sê vir my hardop. Moenie hoor, yes meneer. Hulle lampe was vol olie, baie mooi kerk antwoord, baie mooi inleiding van wat hier aan die gang is. Waarop dui die olie? Baie mooi, hulle was voorberei, hulle lampe, yes. Waarop dui die olie? Yes. Yes! Die Heilige Gees.
Die Heilige Gees. Daar was 5 van hulle wat onverstandig dom was. Daar was 5 van hulle wat verstandig was. Wat het hulle gedoen? Hulle het seker gemaak dat hulle olie het. Waarop dui die olie? Ek sal dit nou vir julle uitpak. Waarop dui die olie? Die olie dui daarop die Heilige Gees. Hulle het seker gemaak hulle het die Heilige Gees. Dis nie ek wat die gelykenis vertel nie. Dit is Jesus wat die gelykenis vertel. So baie belangrik dat ek sal verstaan. Nou wanneer dit kom by 5, julle weet in die Bybel dat getalle het simboliese waarde. Jesus, ek het nou die oggend so gelag. Ek is by 'n sakeman in ons gemeente, reël 'n breakfast with champions en Jesse Kriel is daar. Chad Leclerc is daar en Kevin Lerena, ek het nie eens geweet wie hy is nie. Hy is die WC boks kampioen van Suid-Afrika, blykbaar een mean fighter. Maar joh, het daai aan my beïndruk. Wat 'n gekultiveerde, opgevoede, intelligente ou op hierdie stadium. Nou is Wackhead, julle weet Darren Simpson, hy's daar, hy's die MC. Natuurlik so 'n paar onder die belt grappies. Nou praat hy oor die Jehovah's. En nou spot hy so 'n bietjie met die Jehovah's. En hy sê, you know, one of the main things that the Jehovah's believe in is that only 144,000 people go to heaven. Dis natuurlik 'n simboliese getal, dis nie 'n letterlike getal wat Openbaring vir ons gee nie. I say you would have thought if only 144,000 people are going to heaven, they would stop knocking on doors and try to invite people to join the movement. What if there's only 5 places left and they take one of the 5 and you don't make it? Stop knocking on the doors. Jy weet, ek het so vir hom gelag, dit was so uitstekend. Okay, maar julle almal weet, al die getalle in die Bybel het simboliese waarde. 8, Jesus se getal, simbolies van new beginnings en so kan ons aangaan. 5 het die betekenis van verantwoordelikheid. So Jesus het nie, kom ons vertel 'n gelykenis, daar was 13 maagde nie, 13 slegtes, 13, nee, hy's, iemand 'n Bybel hierso, 'n fisiese Bybel. Hoor, ekskuus, nou gaan ek. Professor Grapjas, jy het actually 'n Bybel. Fantana. Dankie, professor. In 6000 jaar se geskiedenis is dit wat God vir ons gesê het. Dis nie die Encyclopedia Britannica wat jou hele boekrak vol lê nie. Dit. Jy beter glo dat alles wat hierin staan, maak saak. En tel. Dankie, professor. So, as die Here 5 gebruik, dan is dit doelbewus. En 5 het die betekenis van verantwoordelikheid. To take responsibility. So wat sê hy hier? Hy sê, daar was 5 wyse vrouens, al 10 van hulle staan in die regte verhouding met God, maar net 5 van hulle was wys en hulle het verantwoordelikheid geneem. Hulle het verantwoordelikheid geneem om wat te doen? Hulle het verantwoordelikheid geneem om seker te maak dat hulle olie het. Ek wil julle uitdaag om 3 goeters vir julleself en vir die gemeente en vir julle predikante, vir julle leiers te bid. Nommer 1, bid, Lord, lead me not into temptation and deliver me from evil. Bid dit elke dag vir jouself, bid dit vir jou gemeente, bid dit vir julle leraars. Nommer 2, bid dat ek die Here sal lief hê met my hele hart, hele siel, hele verstand, met alles wat binne in my is. En help my om myself lief te hê sodat ek ander kan lief hê. Gisteraand, nadat ek dit gesê het, kom iemand na my toe. En hy sê vir my, hoorie, maar ek het in 'n baie liefdelose huis groot geword. Ek het in baie moeilike omstandighede groot geword. Ek het nie met liefde groot geword nie. Ek het nie. Hy sê, hoorie, hierdie
Ek seker hier's 'n paar van julle boere wat hier sit. Hierdie airy-fairy liefde is goed. Net lekker. Tipiese ding wat 'n dominee sal sê, wees lief vir die Here, wees lief vir mense. Ek wil vir julle sê, in my lewe is ek deur 2 egskeidings. Ek het my ouers se egskeiding beleef, na 27 jaar van getroude lewe. En ek het my eie egskeiding beleef. Vir my was een van die moeilikste dinge is om te leer om lief te hê. Dit is vir my baie moeilik. Baie moeilik. Ek wil vanaand vir jou 'n brief gee. As jy in 'n liefdelose huwelik is, as jy moeilike gesinsomstandighede het, ek wil vir jou 'n gebed gee wat jy elke dag kan bid, wat ek wil vir jou sê, 100% guaranteed dat die Here daai gebed gaan beantwoord. En ek wil vir jou uitdaag om te bid en te sê, Here, help vir my, leer vir my om U lief te hê, myself lief te hê, sodat ek ander kan lief hê. Ek waarborg vir jou. Ek wil vir jou uitdaag, bid daai gebed die volgende 6 maande vir jouself en vir hierdie gemeente en kyk wat die Here in jou lewe gaan doen. Hy sal jou lewe, jou huwelik, jou hart, jou omstandighede sal hy omdop. Hy sal jou vry maak, hy sal jou heel maak, hy sal jou gesond maak as jy daai gebed bid. Ek wil julle challenge, bid daai gebed. Guaranteed, gewaarborg. Dit gaan jou lewe omdop. Dominee Etienne het gesê, waarin sal die wêreld weet dat julle my disippels is? Wanneer julle mekaar veroordeel? Wanneer julle presies weet hoe die Bybel werk, al die versies kan opsê? Wanneer julle mekaar liefhet? Bid elke dag, Here, lei my nie in die versoeking nie. Bid elke dag. Stel 'n alarm op jou selfoon. Daai selfoon afgaan is net vir so 'n oomblik. Lei my nie in die versoeking nie, help my om U lief te hê. En dan die 3de ding. Kan ek julle vra om 'n 3de ding te bid? Vra vir die Heilige Gees om kragtig op jou te rus, in jou te werk. Laat hy in jou wees, om jou wees, bo jou wees, onder jou wees, deur jou. Bid daarvoor. Wie van julle gaan verantwoordelikheid vat? Vir julle lewens? Vir julle gemeente? En hierdie 3 gebede bid. Wie van julle gaan commit om dit te doen? Staan gou. Staan gou. Dominee Etienne. Sou ek dalk oor 'n jaar weer hier ergens wees? En ek's nie besig om myself te nooi nie. Ek gee vir julle 'n brief. Ek waarborg julle. Jy gaan 'n ander spiritualiteit, ander verhoudings by die huis, en julle gaan 'n ander gemeente wees. Ek waarborg julle. Dit, my gemeente weet dit nie. Ek bid dit elke dag vir. Bid dit elke dag vir. Bid, Here, roer hulle. Laat hulle vir U lief wees met hulle hele hart, hele siel en hele verstand. Bid dit elke dag. Vir myself, my gesin, my gemeente. Kom ons kyk, waar is julle oor 'n jaar? Stel jouself in môreoggend. Ergens middagete, dankie julle kan sit. Gabriel, neem net gou 'n foto.
Die onverstandiges het hulle lampe gevat, maar nie ekstra olie saam met hulle gevat nie. Ek moet verantwoordelikheid neem daarvoor, dit is my werk, ek moet die opoffering maak, ek moet die prys betaal, ek moet myself skoonmaak, ek moet myself rein en heilig maak, ek moet besluit, hey, luister, jy's 'n vuil bek, hey, luister, jy kyk vuil goed op die TV en of op jou foon, hey, jy lieg, hey, jy buig die waarheid, daar's 'n klomp goedjies, wat ons gaan moet laat staan en jy gaan die prys moet betaal. Maar die onverstandiges, hulle het nie ekstra olie saam met hulle gevat nie. Nou, ons het nou vinnig vir mekaar gesê, wanneer jy na die Bybel toe gaan, as jy kyk na wind en lig en lewe en water en vuur, dis alles simbole van die Heilige Gees. Jy moet maar altyd net na die flieks kyk. As jy die flieks kyk, het jy al gesien as die ouens hulle doen sulke magic potions en spells, en dan is dit wat altyd earth, fire, wind and water, nee? Dis die okkulte wat naap, wat die Heilige Gees doen. So, al hierdie is simbole van wat die Heilige Gees doen. Hy les jou dors, hy maak jou aan die brand onsuiverhede weg, hy bring lig, hy bring lewe, maar een van die vernaamste simbole, waarmee die Heilige Gees geassosieer word, is olie. So wanneer hierdie gelykenis praat oor olie, so onthou nou, ons het gesê, ons praat nie oor gered en ongered nie, ons praat oor verstandig en onverstandig. Ons het gesê, hoor jy die lamp, it's the spirit in you, jy's gees, siel en liggaam, 1 Tessalonisense 5:23 sê, jy's gees, siel en liggaam. Spirit of man is the lamp of the Lord, en dan olie, simbolies van die Heilige Gees. As ek nou olie vat, okay, ontspan, ek weet ek kom nou in julle veilige ruimte in, ek weet almal swaaf as jy doen nie, al boos is ook okay, maar julle lyk nie vir my soos poeierkwassies nie. Wat doen jy vir 'n lewe, meneer? Wat? Entrepreneur, kan jy sê poeierkwassie nie. Okay, ek gaan nou hier in jou naam. As ek olie oor hom uitgooi, dan word hy vetterig. Kan nie lekker aan hom vatplek kry nie. As die Heilige Gees op jou rus, kan die bose en die duiwel nie vatplek op jou lewe kry nie. So, het julle al agtergekom, daar's 'n paar jaar van getroude lewe, dan's 'n ou dik pelle, nê? Dan kry jy nie hierdie ring van die vinger af nie, nê? Dan is hy so of, is nou te klein. Dan smeer jy 'n bietjie olie of 'n bietjie seepies en dan kom hy af. En so kom die Heilige Gees. Okay, ontspan, ek sal weer daarbo gaan staan. Ek sien julle lyk 'n bietjie nervous. En so is die Heilige Gees simbolies, dit wat hy in jou lewe doen. Hy breek die bande van die bose, kom breek hy oor 'n mense lewe. Okay. Nou dink ek het hierdie ouetjie se bakkerytjie, Maestro, Vian. Moet ek weer draai? Julle is oulik. Right. Okay. Dankie, Vian. As die skim doodgaan, is jy my Here. Jesaja 61 sê, hy gee vir ons eer in plaas van smart. Die Gees van die Here my God het oor my gekom, het my gesalf met 'n blye boodskap aan die mense in nood. En dan sê hy, hoe sal jy slaag? Kom ons lees hierdie gedeelte. En hy het vir my gesê, wat sien jy? Toe antwoord ek sien daar 'n kandelaar, heeltemal van goud en sy oliekan bo hom, en sy 7 lampe op hom. Telkens 7 afvoerpype loop na die lampe wat bo hom is. En die engel wat met my gespreek het, antwoord en sê, weet jy dan nie wat dit beteken nie? En ek het gesê, nee my Heer. Toe antwoord hy en hy sê vir my, dis die woord van die Here aan Serubabel, naamlik, nie deur krag of deur geweld sal jy slaag nie, maar deur my Gees. En dan kry jy hierdie gedeelte wat die olie loop af, en dan verwys hy na die Gees, so die olie verwys na die Heilige Gees, en dit verwys na hoe jy sal oorwin en hoe jy sal verander. Nou eendag as ek bo in die biblioteek kom, sal ek vir die Here vra, verduidelik net 'n bietjie vir my hoe hierdie beeld, want ons het nou vir mekaar gesê,
En miskien moet ek dalk net weer sê. It's not the Father, the Son and the Holy Bible nie. As jy uit my tradisie uitkom, it's the Father, the Son and the Holy Bible. Die Bybel het 'n papierpous geword. En luister, ek lees die Bybel, ek oordink die Bybel, ek bestudeer die Bybel, ek memoriseer die Bybel, ek verklaar die Bybel, ek eet die woord, lees die woord, oordink die woord. Die woord is belangrik aan my. Maar dis nie die drie eenheid nie. Die drie eenheid is die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Dis 'n persoon, die derde persoon van die goddelike drie eenheid, die sagste persoon in die heelal, maar ook die sterkste. Verstaan nie lekker hoe werk hierdie beeld nie, maar in terme van hierdie gelykenis sê die Here, olie kan opraak. Wie van julle het al gesien daar by die huis, kos raak op? Wie van julle het al gesien, petrol raak op? Geduld raak op, né? En nou kom sê die Here, olie raak op. Olie raak op. Ek strip my, verloor my meer, gil en skree daar op jou, lê jou hande op sonder gebed. Die Gees is nie in beheer nie. En dan het ek nodig, net soos wat ek my petroltank volmaak, net soos wat ek my koskaste volmaak, kom sê Jesus in hierdie gelykenis, neem verantwoordelikheid en word vol met die Heilige Gees. Okay? Ons gaan 3 goed bid. Gaan nie in die versoeking kom nie. Verlos my van die bose. Here, help my om lief te hê. En Here, elke oggend vol vir my, opnuut weer met u Gees. Terwyl die verstandiges saam met hulle lampe ook nog in oliehouers gevat het, so die verstandiges het olie saam met hulle gevat, there's an indwelling and an infilling. Die Gees moet in jou liggaamlike gees wees, sowel as in jou sielsdimensie, sê hierdie gedeelte. 1 Tessalonisense 5:19 sê, blus die Gees van God nie uit nie. Weerstaan nie die Gees nie. Ek dink as Jesaja 26, kan nie presies 'n vers onthou nie, wat die Engels sê, die King James vertaling sê, don't vex, moenie die Gees kwaad word nie, don't vex the Spirit. Efesiërs 4 sê, moenie die Gees bedroef nie. En daarom het ek nodig. Kan ek net, ek wil net op daai punt, wil ek 'n baie belangrike ding wil ek vir julle sê. O, sorry professor, het ek nou jou kamera werk heeltemal de mekaar, sorry. Kan ontspan. In die Ou Testament kon die Heilige Gees jou verlaat. Julle die voorbeelde van Samson, en wat gebeur met hom? Die Heilige Gees verlaat hom. Jy kry koning Saul, en die Heilige Gees verlaat hom. Jy kom in die Nuwe Testament, en dan kry jy vir Dawid, Psalm 51, Here, moet asseblief nie u Gees van my al wegvat nie. Ek het ongelukkig nou nie daai vers op die skerm nie, maar jy kan in Johannes 14 gaan lees, hier by vers 16 rond. You have the Spirit that abides. Jy kan nie die Heilige Gees verloor nie. Ek het gisterand vir Dominee Etienne gou hierdie voorbeeld vertel, en dan gaan ek klaarmaak, dan gaan ek land. Sorry, ek is so halfpad deur my preek. So 4 jaar terug het hulle 'n kursus aan in ons gemeente, Art of Hearing God. En ek wou nie kursus by net om te kyk wat aangaan en self ook net te leer daar rondom. Maar voor dit mis ek dit, soos wat ek het mis, soos wat jy dit kan mis. Ek maak droog. Soos in big time. Ek gaan, Etienne, kan ek nog so 3 minuutjies kry, dan gaan ek klaarmaak. Dan gaan ons die res van die preek los. You catching the drift of. Julle vang die strekking van hierdie gelykenis. Julle het hom. Ek net in die gemeente begin. Ek speel op daai stadium nog cricket.
Dis en ek sê ons het so 'n uur se cricket afrigter gehad. Die middag laat vir 'n cricket oefening. Dis maar ek sleep so 60 sone. Sleep daar van die kerk af, sleep ek daar met 'n 120, sleep ek daar aan die pad af. Maar ek's net so om die draai daar by die kroegie, spring 'n polisie mannetjie voor my in die pad in, maar ek ry hom amper onderste bo. Nou weet ek my regtervoet was nog ongered op daai stadium. Nou weet ek hoe dit werk. Naam, wat is die volgende vraag? Want nou wil niemand sê nie. Volgende vraag is beroep. Nou dink ek, gaan ek vir hierdie ou lieg en sê ek's 'n leierskapskonsultant, beraader, dominee. Die ou laat val sy skryf, hy laat val hom op die pad. Hy sê, "Wat? Jy's die dominee van die kerk en jy dag so." Ek sê, "Ja, vryf dit in." Maar anyway, ek het daai kursus en nou sê ek vir myself, "Pieternel, jy is die verbrande dominee van die kerk en jy doen Dis en ek is oortuig daarvan. Nou het ek hierdie Ou Testamentiese ding in my kop van die Heilige Gees het my nou verlaat. Ek is op my eie. Ek is poere my maai. En jong en ek stap, ons het nou so lekker tradisionele kerksaaltjie en ek stap daar in die kerksaal in met een van die breuke en daar's 'n duif vasgevang in die saal. Saterdagmiddag en ek weet hierdie duif moet ons nou hier uitkry. Want hy's besig om alles te bemors en môreoggend is die tradisionele diens in daai saaltjie. Draai al die vensters oopmaak, kry nie die duif uit nie. Spook vir 'n halfuur lank, kry daai duif nie gevang nie en op 'n stadium roep vlieg daai duif, "Jo, kom sit hier op my linkerskouer." En hy sit daar. Hy sit. Wilde duif. Ek stap na die deur toe met hierdie duif. Ek het geleentheid om my hande te vat en hierdie duif te vang en hom vry te laat. Maar toe dit gebeur, toe sê die Here vir my, "My gees sal jou nooit verlaat nie. En my gees is nog steeds by jou." En ek weet, mens bou nie jou teologie op jou ervarings nie. Wat met baie mense gebeur is, hulle bid vir ouma wat siek is en bid dat sy sal gesond word, dan word sy nie gesond nie. En dan bou ek my teologie daarop en dan dink ek, Here, genees nie meer mense vandag nie. Ek weet mens bou nie jou teologie op jou ervarings nie. Maar die Here het daai dag vir my gesê. En toe lees ek dit in Johannes raak. Ek het dit nou ongelukkig nie op die skerm nie. Ek land nou die Eddie. Petrol raak op, kos raak op, geld raak op. Die Heilige Gees sal jou nooit verlaat nie. Maar jy het nodig om op 'n gereelde basis te vra, Here, maak my olielampie vol. Maak my gees vol met u gees. Maak my gees vol. So neem saam met my verantwoordelikheid vir die Here daarvoor te vra. Ek gaan vra die musiekgroep. Daar sê dankie meneer. Ek wil vanaand graag, waar is die musiekgroep? Waar is ons musikante? Kan hulle vir my hier voorkom? En dan kan ek vir ons tegniese manne vra. Kan julle ook vir my hier voorkom staan? Kan ons vanaand vir hulle bid? En ons gaan eers vir hulle bid vanaand. En dan as jy regtig behoefte het en jy voel is oor die laaste dingetjie wat ek net met iemand moet bespreek. En dan gaan vra dat Sonja en Neil en my persoonlike vrou dat hulle na vore kom. Staan saam met my. Ek wil net eers oor elkeen van julle 'n seën uitspreek. Julle kan julle oë oop hou. Hou julle hande oop.
May the Lord bless you and keep you. May the Lord lift up His countenance upon you and be gracious to you. May the Lord lift up His face upon you, give you peace. Mag jy die liefde, die versorging, die beskerming, die voorsiening van ons hemelse Vader beleef en ervaar. Mag jy die vriendskap, die geduld, die vergifnis van Jesus beleef en ervaar, sy genade, daai operational system of heaven, grace. May you experience His grace. And may you experience the fellowship, the friendship, power, the strength, die wysheid, die insig, die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Mag Heilige Gees op julle rus. Ontvang hierdie seën in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Ons sê, Amen.